Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 6de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Tzaneen, ruk die gemeenskap. Nog berigte, hofordonnans gevang wat help met poging tot ontsnapping. 2 mans gevang met 'n blou lig op hulle voertuig in Centurion. Kruiwenweek verhoorskole skop vandag af in Gqeberha. Bokke wys hulle stal teen Engeland se toets. Die gemeenskap van Tzaneen is steeds geskok na gewelddadige plaasaanval waarin die bekende mango boer Pieter Buys, wat 42 jaar oud is, ernstig met 'n panga aangeval is. Die aanval het Vrydagoggend op die plaas De Beerpark naby Tzaneen plaasgevind. Buys, se voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mango Kwekervereniging, sterk tans tuis aan nadat hy behandeling vir ernstige kop- en nekbeserings ontvang het. Volgens Buys was hy besig om besproeiingspompe af te skakel toe hy 'n onbekende man op sy plaas opgemerk het. Hy het 2 plaaswerkers ontbied om hom by te staan en die man genader. Die verdagte het aanvanklik beweer hy soek na beeste, maar Buys het die verduideliking bevraagteken omdat die plaas met wildheininge omheind is. Hy het die man versoek om die plaas saam met die werkers te verlaat. Net toe die situasie onder beheer gelyk het die verdagte skielike panga uitgehaal en Buys herhaaldelik teen die kop aangeval. Ondanks sy ernstige beserings het Buys daarin geslaag om die panga met albei hande vas te gryp en die aanvaller te oorweldig, totdat sy werkers hom te hulp gestel het. Die verdagte is op die toneel vasgekeer en later deur die polisie in hegtenis geneem. Buys het 'n groot hoeveelheid bloed verloor en 2 diep kapwonde opgedoen wat van die bokant van sy kop tot in sy nek gestrek het. Hy is deur sy vrou na hospitaal in Tzaneen geneem, waar die dokters die bloeding gestuit het en sy wonde geheg het. Hy sê hy is dankbaar dat hy die aanval oorleef het en hoop om ten volle te herstel. Die landbouorganisasies het hierdie aanval ten sterkte veroordeel en 'n beroep op die polisie gedoen om daadwerklik teen geweldsmisdade in landelike gebiede op te tree. Hulle beklemtoon dat die veiligheid van boere, plaaswerkers en landelike gemeenskappe 'n prioriteit moet bly. 'n Gesin van Tarantalstraat in Stellenbosch het die skrik van hulle lewe beleef nadat gewapende rowers hulle woning binnengedring het, die gesinslede oorrompel, vasgebind en beroof het. Volgens die polisie die verdagtes die huis binne gegaan en die inwoners onder dreigement van geweld terwyl hulle die woning deursoek het vir waardevolle artikels. Die rowers het die gesin vir 'n geruime tyd aangehou terwyl hulle vertrekke een vir een deursoek het. Verskeie waardevolle artikels waaronder selfone, skootrekenaars, juweliersware, kontant en ander elektroniese toerusting is gebyt. Nadat hulle die byt bymekaar gemaak het die verdagtes van die toneel af weggevlug voordat die slagoffer hulle self kon losmaak en hulp ontbied. Nooddienste en die polisie het kort daarna op die toneel opgedaag om die gesin by te staan. Hoewel niemand tydens die voorval ernstig beseer is nie, het die traumatiese ervaring hierdie slagoffers diep geskok. Polisie het 'n saak van huisroof geopen en forensiese deskundiges het die toneel vir moontlike vingerafdrukke en ander bewyse ondersoek. Speurders is besig om beeldmateriaal van veiligheidskameras in die omgewing na te gaan en ondersoek ook of die rooftog met ander soortgelyke voorvalle in die Stellenbosch omgewing verband gehou het. 2 mans van Centurion is in hegtenis geneem nadat hulle 'n bewering onwettige blou lig op hulle voertuig aangebring het. Die verdagtes is deur wetstoepassers voorgekeer nadat die voertuig die aandag van beamptes getrek het tydens 'n roetine patrollie. Volgens owerhede het die ondersoek aan die lig gebring dat die voertuig nie gemagtig was om nood- of polisietoerusting gebruik te maak nie. Die blou lig is vermoedelik aangebring om die voertuig soos 'n amptelike nooddiens of polisiewa te laat voorkom. Beamptes het die toerusting gekonfiskeer en die 2 mans is in hegtenis geneem. Die gebruik van blou ligte word streng gereguleer en is slegs vir gemagtigde nood- en wetstoepassingsvoertuie bedoel. Owerhede waarsku dat die onwettige gebruik daarvan nie net 'n misdryf is nie, maar ook die publiek in gevaar kan stel deur verwarring op die paaie te veroorsaak. AfriForum sê die stryd teen die omstrede waterheffing is nog lank nie verby nie en die burgerregte organisasies vasbeslote om voort te gaan met sy veldtog teen die voorgestelde heffing. Volgens AfriForum plaas die heffing 'n onnodige finansiële las op verbruikers en ondernemings en ander munisipale tariewe gebuk gaan. Die organisasie voer aan dat inwoners nie vir swak bestuur, waterverliese en vervalle infrastruktuur verantwoordelik gehou kan word nie. AfriForum meen die fokus moet eerder val op die herstel van instandhouding van waternetwerke, die bekamping van waterverliese en die verbetering van munisipale bestuur voordat nuwe heffings ingestel kan word. Hoewel die betrokke owerhede volhou dat die voorgestelde waterheffings nodig is om die volhoubaarheid van waterdienste en infrastruktuur te verseker, soos die AfriForum, daar is steeds onbeantwoorde vrae oor die regverdigheid en die impak daarvan op huishoudings en die sakegemeenskap. Gordon Hilders het Saterdag tydens die stad Kaapstad se jaarlikse herdenkingsdiens hulde gebring aan metro nooddienspersoneel wat in die uitvoering van hulle pligte gesterf het.
Die geleentheid is by die stadsaal se gedenkmuur gehou, waar die opofferings van beamptes, wat hulle lewe in diens van die gemeenskap verloor het, jaarliks vereer word. Hierloos het gesê, elke naam op die gedenkmuur verteenwoordig 'n lewe van diens, moed en opoffering. Hy het beklemtoon dat hierdie mans en vroue doelbewus beroepe gekies het, waarin hulle daagliks hulle eie veiligheid op die spel geplaas het om ander te beskerm. Volgens hom sal die stad Kaapstad hulle diens en opofferings nooit vergeet nie. 'n Hofordonnans is in hegtenis geneem nadat in 'n bewering 'n Zimbabwese burger probeer help het om uit aanhouding by 'n hof te ontsnap. Die voorval het na bewering plaasgevind terwyl die verdagte onder streng bewaking was en gereed gemaak het om in die hof te verskyn. Volgens die polisie het die hofordonnans na bewering sy posisie misbruik deur die aangehoudene die geleentheid te gee om aan wetstoepassers te onglip. Die ontsnappingspoging is egter betyds opgemerk waarna veiligheidsbeamptes vinnig ingegryp het en die situasie onder beheer gebring het. Die hofordonnans is kort daarna in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte met die beweerde hulpverlening aan 'n aangehoudene om uit wettige aanhouding te ontsnap. Die Zimbabwese burger bly in aanhouding terwyl die hofsaak teen hom voorgaan. Die hofordonnans sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Indien skuldig bevind, kan hy ernstige strafregtelike gevolge in die gesig staar. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en kuberveiligheidskenners waarsku die publiek om uiters versigtig te wees wanneer hulle aanlyn belê of aan sogenaamde aanlyn verhandelingsgeleenthede deelneem. Die waarskuwing volg na toename in klagtes van mense wat groot bedrag geld verloor het nadat hulle deur bedrieërs mislei is met beloftes van vinnige en hoë opbrengste. Volgens owerhede lok bedrieërs slagoffers deur middel van sosiale media, WhatsApp-groepe, e-posse en professionele webwerwe wat wettige beleggingsplatforms naboots. Slagoffers het dikwels oorreed om 'n klein bedragie te belê, waarna hulle vals winsstate ontvang wat die indruk skep dat hulle belegging vinnig gegroei het. Wanneer hulle egter hulle geld wil onttrek, word hulle gevra om verdere belasting of administrasiefooie of ander heffings te betaal voordat die geld vrygestel kan word. Australië het sy status as die wêreld se voorste vroue T20 span bevestig deur die gasheerland Engeland met 7 paadjies in die eindstryd van die ICC vroue T20 wêreldbeker op Lords in Londen te verslaan. Met hierdie oorwinning het die Aussies hulle 7de wêreldtitel ingepalm en weer eens hulle oorheersing in internasionale vroue kriket beklemtoon. Engeland het eerste gekolf en 150 vir 4 in hulle toegelate 20 boubeurte aangeteken. Die kaptein Nat Sjever-Brand het die tuisspan se beurt geanker met 'n onoorwonde 58 lopies, terwyl Freya Kemp waardevolle ondersteuning gebied het. Australië se bowlers het egter daarin geslaag om die Engelse kolwers vir groot dele van die beurt onder druk te hou en te keer dat hulle groter totaal op die tellbord kon geplaas het. Mooney is die afloop van die eindstryd as speler van die wedstryd en speler van die toernooi aangewys vir haar uitstekende vertonings deur die hele kompetisie. Vir Engeland was dit 'n teleurstellende einde aan 'n indrukwekkende toernooi op eie bodem, terwyl Australië onoorwonde deur die toernooi aanbeweeg het en hulle reputasie as die maatstaf in vroue kriket verder versterk het. Die Springbokke het Saterdag 'n kragtige vertoning gelewer deur Engeland met 45-21 op Ellis Park in Johannesburg te wen. Voor 'n skare van 52.700 toeskouers het Suid-Afrika 7-3 gedruk en hulle veldtog in die nuwe Nations Championship op indrukwekkende wyse afgeskop. Die Bokke het bitsig weggespring en binne die eerste 12 minute 'n voorsprong van 17-0 opgebou. Engeland het egter teruggeveg en die rustydtelling tot 17-14 verklein, maar die tweede helfte het Suid-Afrika weer beheer oorgeneem en hulle kenmerkende fisieke spel, sterk verdediging en skerp aanvalle. Die Springbokke het uiteindelik 7-3 teenoor Engeland se 3 aangeteken om 'n oortuigende oorwinning te beklink. Hierdie oorwinning is 'n groot hupstoot vir afrigter Rassie Erasmus en sy span. Om Engeland met 24 punte te verslaan, beklemtoon die diepte en kwaliteit waaroor die Springbokke beskik. Selfs in die afwesigheid van sekere sleutelspelers, die entoesiastiese skare op Ellis Park het die span reg deur die wedstryd aangevuur en die atmosfeer het bygedra tot 'n onvergeetlike rugby-aand. Die jaarlikse onder 18 Kruiwenweek skop vandag by Grey Hoërskool in Kibera af, waar Suid-Afrika se beste jong rugby-talente tot Saterdag teen mekaar sal meeding. Die toernooi word beskou as die hoogtepunt van die skole rugby-seisoen en dien jaarliks as die belangrikste platform waar toekomstige Springbokke hulle talente aan keerders en afrigters tentoon kan stel. Die Westelike provinsie begin van jaar weer as die span om te klop. Die Kaapenaars het die afgelope 6 Kruiwenweke onoorwonde afgesluit en word vir die 7 agtereenvolgende jaar as die gunsteling beskou. Hulle het sedert 2017 nog nie 'n wedstryd op die toernooi verloor nie en hulle het hulle self as die dominante unie in Suid-Afrikaanse rugby skole gevestig. Hoewel die Kruiwenweek nie volgens 'n uitspelformaat beslis word nie en daar geen amptelike kampioen gekroon word nie, die Springbok vrouespan het Saterdag 'n historiese oorwinning behaal toe hulle die Verenigde State met 34-21 op Ellis Park in Johannesburg gewen het. Dit was Suid-Afrika se eerste oorwinning oor hierdie Amerikaners in 15 jaar en 'n belangrike mylpaal
vir die span onder afrigter Suys de Bruin. Die Bokvroue het reeds in die eerste helfte die grondslag vir 'n oorwinning gelê deur 5-3 aan te teken met 'n gerieflike voorsprong van 29-0 toe rustyd begin het. Die eindtelling van 34-21 weerspieël hoe taai en kompeterend die wedstryd uiteindelik was. Die Bokvroue se oorwinning was gebou op uitstekende spel in die voorspelers, fisieke oorheersing by die skrams en doeltreffende afronding van hulle kanse. Logan Wellman het 2-3 gedruk terwyl Ayanda, Malinga, Unamtoze, Babawa Lacha en Waina Ubisi ook oor die doellyn gegaan het. Jackie Salee het met haar doelskoppe 'n belangrike bydrae gelewer. Afrigter Suys de Bruin het na die wedstryd gesê die eerste helfte was die beste rugby wat sy span nog onder sy leiding gespeel het. Die All Blacks het hulle 2026 seisoen op 'n wennoot begin deur Frankryk met 34-32 te wen in 'n asemrowende toetswedstryd. Dit was 'n wedstryd van hoë gehalte waarin albei spanne aanvallende rugby gespeel het en die uitslag eers in die laaste minute beslis was. Nieu-Seeland het 5-3 gedruk met Will Jordan en Cam Roigard wat 2 keer agter die doellyn gaan kuier het. Frankryk het egter nooit moed opgegee nie en die All Blacks derentyd onder geweldige druk geplaas. Die Franse het laat in die wedstryd nog 'n 3 gaan druk om die telling tot net 2 punte te verklein, maar die All Blacks het koelkop gebly om die oorwinning vas te hou. Noorwe het een van die grootste verrassings van die FIFA Sokker Wêreldbeker 2026 gelewer deur die gunsteling Brasilië met 2-1 in 'n taai 16 wedstryd uit te skakel. Wedstryd in New York was 'n intense stryd waarin albei spanne geleenthede geskep het, maar dit was die Noorweërs wat hulle kanse die beste benut het. Brasilië het vroeg in die wedstryd die boot ingevoer en self 'n strafskop gekry, maar die Noorse doelwagter Orjan Nyland het met uitstekende redding sy span in die wedstryd gehou. Soos die wedstryd gevorder het Noorwe al hoe meer selfvertroue gekry en die Brasiliane onder groot druk geplaas. Die ster van die aand was Erling Haaland, wat in die laaste 10 minute 2 keer die net laat bult het om Noorwe met 2-0 voor te sit. Brasilië het diep in bykomende tyd deur Neymar uit 'n strafskop teruggeslaan, maar dit was te laat om die uitslag te verander. Noorwe het met hierdie oorwinning met vasberaadheid verdedig en sodoende vir die eerste keer in hulle geskiedenis na die kwartfinale van 'n FIFA Sokker Wêreldbeker deurgedring. Die nederlaag beteken Brasilië se droom om 'n 6de wêreldtitel te wen is nou verby. Junior Springbokke staan môre voor hulle laaste groepwedstryd van Wêreldrugby onder 20 kampioenskap wanneer hulle Wallis in Tbilisi, Georgia gaan pak. Suid-Afrika is die verdedigende wêreldkampioen en sal die kragmeting wil wen om bo aan groep A te eindig en met momentum na die uitloopfase deur te dring. Die Junior Bokke het tot dusver uitstekende toernooi beleef. Hulle het Uruguay in hulle openingswedstryd met 104-7 gewen voordat hulle die gasheerland Georgia oortuigend met 33-5 ook gewen het. Met 2 bonuspunt oorwinnings is Suid-Afrika tans bo in groep A, terwyl Wallis ook nog onoorwonne is na oorwinnings oor Georgia en Uruguay. Dit beteken môre se wedstryd sal bepaal wie as groepwenner na die halfeindronde sal deurdring. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so: Messina 13:25, Polokwane 6:21, Lephalale 10:24, Mbombela 7:25, Mahikeng 8:22, Pretoria 7:21, Johannesburg 9:20, Ermelo 3:20, Galagari 13:26, Gaborone 10:22, Richards Bay 11:28, Pietermaritzburg 9:26, Durban 12:24, Port St Johns 11:28, Pongola 9:26, Maputo 16:26, Bethlehem 3:19, Bloemfontein 6:20, Alwal Noord 5:21, Welkom 7:20, Vryburg 8:24, Kimberley 9:23, Appington 13:26, Prieska 10:25, Springbok 9:24, Karasburg 13:28, Keetmanshoop 14:27, Mariental 13:28, Alexanderbaai 10:20, Brandvlei 9:24, Loedersbaai 15:27, Vredendal 10:24, Kaapstad 13:20, Sutherland 6:16, George 11:22, Jeffreys Bay 10:21, Caprera 10:22, Graaff-Reinet 9:23, Kaap-Agulhas 10:19, De Aar 8:20, Molteno 4:16, Beaufort Wes 11:23, Oos-London 12:23, Mabalane 14:28. Ons verkorte weerberig vir vandag: die Wes-Kaap koel gedeeltelik bewolk en ligte reën is moontlik. Noord-Kaap provinsie sonnig en koud met oggendryp. Die Oos-Kaap koel en gedeeltelik bewolk. Vrystaat provinsie sonnig en baie koud met ryp in die oggend.
Noordwes provinsie, sonnig en droog. Gauteng, sonnig en koel. Mpumalanga, sonnig koud op die hoofveld. Limpopo provinsie, sonnig en warm. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel. Landwyd, koue winterweer met sonnig en droë toestande oor die meeste dele van Suid-Afrika. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.24 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.68. Die euro verhandel teen R18.57. Die Australiese dollar kos R11.27. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,653. Palladium se prys is $1,272. Die prys van goud per fyn ons is $4,170. Die prys van silwer is $62.40. Die prys van Brent olie per vat is $72.12. Gedagte vir die dag: elke nuwe week is 'n nuwe geleentheid om weer met geloof, hoop en moed vorentoe te stap. Moenie fokus op wat gister verkeerd geloop het nie, fokus op wat vandag reg gedoen kan word. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.